Hoi julle, welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie Hartbeespoortdam. En ons doen bietjie iets anders vandag. Heeltemal, ja. Ons hengel van 'n vlot af. En ons hengel hier op Modderpunt. So net om gou vir julle te sê, daar's Eagle Waters, Meerhof is daar. IVV is daar, dis waar ons bly. Damwal is daar. Langbrug is deur. So hengelharties en ek moet sê, ek is nogal opgewonde oor wat vandag gaan bring. Die vorige keer wat ons hier was en hier gehengel het ons baie lekker visse vang. Ja. Mooi groot visse vang. Mia hengel saam met vandag, 'n bietjie spesie hengel vandag. Absoluut, ja. Ja. So dit bietjie 'n challenge, bietjie iets anderste. Ons het bietjie voer in die water gesit om seker te maak dat ons vandag vis vang. So, en ons hengel nie baie diep water nie. Ons hengel 10 voet water. 10 voet water, ja. So, Modderpunt is so punt wat in Hartbeespoortdam uitkom. Lang vlakpunt. Baie vis op daai punt. Baie vis. En al die tipes visse. Ons het jammer die dam lyk soos hy lyk, maar daar's niks wat ons aan kan doen nie. Gelukkig is die visse mooi. Ja. En kom hengel lekker saam ons en kyk wat doen ons en laat ons 'n paar visies vang vir julle. By die huis my kind, dis net ek en my sonskyn langs die water. Vandag gaan ek vis vang. Was net so mooi soos die son se rooi wat soggens. Right, julle, ons is nou uit op die water. Ons ou klein visietjie gevang nou. Strategie aanpassing. Tiger met 'n pop-up op 'n KD-riek. Kyk of ons dalk 'n bietjie groter ene kan kry. Daar ry jou lekker ding. Kom ons kyk. Vis vang, niemand gaan saam sou die wêreld vergaan. In die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind, dis net ek en my sons. Ons het eerste mooi vis aan hierso. Ons het al 'n paar jong vis gevang. En hier is Loftus kom ook hier na ons toe aangedryf op hierdie stadium. Jo, is 'n mooi vis. Mias, gaan jy vir ons die honors doen daar? Nou wil ons beklei. En daar agter gekom hy's gehaak. Lang marvis. Toe ek die stok optel, toe dink ek is 'n klein visie, want ons het nou 'n paar jong vis gevang hier van kamera af. En hy het net heeltyd saam geswem. En toe hy amper by die vlot is, toe sien ek maar dis 'n mooi vis. Ek skat hierdie vis seker so 7-8 kg. Wat nie te sleg is nie. Kom sussie. Nou wil sy beklei. Kom. Kom ons het nie die lyn so gevat die Mias. Ons was ons almal wakker op die vlot. Ons sê. Boom jagalaga. Hier is ons eerste vis vir die program. Moet sê nog 'n redelike lang dag. Maar ons ken ook hierdie punt waar ons hengel. Ons weet hulle gaan nou begin inkom. Hierdie vis het ek gevang op 'n skoon tiger wat net in 'n bietjie chop BG gedoop is en op sy kop het ons so 'n halwe chop BG pop-up hier opgesit. Gaan vir julle nou wys hoe lyk hy asie. Ons gaan hom net weer so terugsit. Man, what a fish. Old warrior vis. Ons het klaar foto's geneem. Ons gaan nie die vis weeg nie. Ons skat hom so 12-13 kilos. Ons gaan hom terugkry op aas. Terugkry in die water dat ons nog ene kan vang. Ons gaan hierdie vis sy vryheid gee. Ons het 'n lekker slide hier agter. Ploeps. Gat sy. So ek het 'n chop BG pop-up gevat en hom so in die helfte gesny, hom so 'n bietjie afgetrim en dan het ek 'n tiger nut gevat en wat ek gedoen het met die tiger nut, ek het hom net so 'n bietjie geskil en ek het sny hulle basies so dat hulle so mooi op mekaar gaan pas. So wat die vis gaan sien as hy van bo af gaan kyk, gaan hy net daai pop-up gedeelte sien. En ons noem dit 'n sighter wat ons basies mee hengel, maar die pop-up dra ook lekker geur. Dis daai chop BG pop-up.
baie unieke geur in die spesiehengel. En elke karp in Suid-Afrika dink ek het al een van hulle gesien. So ek sit hulle so op en dan ek hengel met 'n KD-riek. So hy gaan skuif nou net daar op die haar gedeelte. Nou moet ek net meet hoe lank stoppertjie ek wil hê. So hierdie is 'n bytstopper en ek wil die haartjie nou so bietjie verleng, so ek gebruik enetjie wat so bietjie vir my meer ekstra lengte gaan gee. En dan hy gaan nou net hier aan die bokant van die loopie van die haar gedeelte gaan hy in. En dan trek daai hele dingetjie in die pop-up in. Trek hom stadig in. Dan is hy, net so, voilà. So, as hy nou op die bodem gaan lê, gaan die hoek op die bodem lê, en daai asie gaan basies so sit. En as die vis hom insuig, dan hang hy hoek se punt so na onder toe, en dan haak ons hom elke keer in die onderlip. En al wat ek gedoen het, bietjie chop BG. Ek het hom net daarin gedip. Letterlik net vir 'n paar sekondes daarin gesit. Hom uitgehaal. So 'n bietjie laat droog word en dan gaan ons hom uitvat. Nou mes nou vas, so maklik soos dit. Dit het vir ons 'n mooi groot vis gegee. Ons het gou 'n lyn uitgebring. Ek is weer daai chop BG pop-up uitgesit. Die klein visies bly pla op dit, maar dis die enigste ding waarop ons buite kry. Die ander aas lê verskriklik lank. So nou net 'n klomp tiger nut saam met dit afgegooi. Ek hoop dit trek die groot vis in. So kom ons kyk wat gebeur. Lang dag, lang dag. Ons het 'n klomp jong vis gevang. En een mooi vis. En ek kan nie sê ons het 'n mooi vis verloor nie, ou Mias. Ons kan dit regtig. Maar dis visvang, dis 'n realiteit. Gelukkig. Het die dag 24 uur en dan begin die nag. Ja. Nou gaan ons bietjie in die nag visvang. Ja. Ons gaan teruggaan daarna na waar ons bly by wat is die plek se naam nou? Ifafi. Die enigste Fafi op Parties, Ifafi. So ons gaan daar bly en ons het 'n huisie wat ons daar gaan oornag vanaand. Ons gaan reg voor die huisie hengel. Kom kyk lekker verder saam met ons. Besig om 'n vleisie te braai en toe hoor ons hier tee te stok. Nou dit werk mos maar so in hengel. Sodra jy wil eet, dan wil hulle eet. Mias het 'n mooi visie aan. Mias, daar's hy. Jo, is 'n mooi vis. Wat 'n oranje pop-up het jy daar aan, meneer? Een wat werk. Baie plante in die water. Dit maak die hengel by hart is so bietjie moeilik. Sy kom ou bil. Sy. Ons was net lus om daai T-bones te gaan eet. Toe besluit die enetjie is tyd om my chop BG te eet. Pragtige vis. Uiteindelik lang dag vir my gewees. En baie bly vir die enetjie. Ons kyk of ons nog enetjie kan vang. Ons het weer 'n mooi jong visie aan. Kom sissie. Hulle wil heeltyd onder die paal hier ingaan, Mias. Ja. Ek sê die naghengel is dalk nou nie die excitingste hengel vir die kamera nie. Maar dis lekker vir ons. Ag nee, Mias. Kop eerste. Dis die klein net. Boomtjak. Sy. Nog 'n mooi vis. Sy. Mooi vis, Boeta. Lekker. Waar het jy hom gekry?
Wit en geel toetan pop-upie en Die klein ene. klein enetjie Magic. en 'n bietjie van daai particle mix met die level 5's. Okay. Ja. Oh, jy het 'n bietjie level 5 ingesit. Lekker. Maar jy het vir my gesê, is dit die stok wat jy in die silt neergesit? In die siltmaat, yes. As jy in harties wil hengel en jy wil in daai silt hengel, daar's mooi vis soos hierdie om te vang. Ons vang hierdie visse 40 meter, 50 meter van die kant af. In die silt. Maak seker jy het 'n oordentlike pop-up op. Kleur speel definitief 'n groot rol. Die two-tone pop-ups dink ek maak dit maklik. Ons gaan gou 'n fotootjie neem. Môreoggend wys ons julle hoe lyk die link waarmee ons hierdie gehengel het en dan ook die sinkerstelsel. Want dit dink ek maak dit ook nogal maklik. Ons neem gou 'n foto. Ons doen presies dieselfde wat ons in die dag gedoen het. Dis net baie moeilik om vir julle in die aand te wys. So wat Mias doen, hy gaan uit, sit daai stok baie saggies neer, handvol voer of net 'n klein skoppie voer op die stok. En die water is so 11-12 voet diep hier waar ons hengel en dis letterlik net hier. Dit is baie naby. 50, miskien 55 meter van die kant af. So ek dink ons het 'n besluit gemaak. Ons gaan môre sommer net bietjie aanhengel hierso. Môreoggend, dit raak nou regtig laat en dis bitter koud en siek word is nou nie een van op my agenda nie. So ons gaan nog dit so 20-25 minute kans gee en dan gaan ons bietjie bed toe. Dit is al 'n lang dag. Ons is al van 3 uur af op. 3 uur die oggend af op en ons kyk al hier weer na middernag toe. So ons gaan dalk nou 'n bietjie inkruip. Is 'n visie aan. Kom ons kyk. Hoe lyk hy, Mias? Ja. Hy voel alright. Not too shabby, Nige. Dit is redelik koud hier by Harties. En ons speel musical chairs hierso met ons stokke en die jacinte wat so voor ons verbydryf. Is heeltyd tel die stokke op. Om laat die jacinte nie aan het vashak nie. En so hier staan die hele tyd by die stokke. En hier was nou 'n lekker railrun gewees. So kom ons kyk hoe lyk hierdie visie. Ek het gedink hy's groter as dit. Dink jy so groot? Hy stink soos 'n grootte. As hy bugger small, we catch him all. As hy. Ons het 'n lekker vroeë oggendharties karpie, nie die grootste vis in die wêreld nie. Maar ons het hom weer gevang op daai klein pop-up. En if it works for us, it will work for you, sê hulle. Het is lekker om hierdie visse te vang. Ons gaan kyk of ons nog 1 of 2 groteres kan kry. Mias is besig daar, hy vat gou die asies uit. En ons gaan nou gou weer opas. Oeps. Boy. Die visies begin nou so een vir een hier by ons pik. Voel daai nie af? Nee, van hulle beter visie nog. Bietjie beter, ja. Ja. Ek moet sê ons is vanoggend redelik vroeg op. Dit was nog donker. En ons hengel by die Fafie by Harties. En gister bietjie op die vlot gespandeer. Een regtig 'n mooi vis gekry. En ons het besluit, gaan ons gisterand bietjie hier gehengel. En toe sê ek nee, kom ons hengel hier. Al vang ons bietjie jonger vis. Dit gaan nie altyd oor die groot vis wat jy vang nie. Lekker om groot vis te vang, moenie 'n fout maak nie. Maar dit gaan ook oor ons kan dit van die kant ook afdoen. Daai lyk na 'n beter vis. Kom ons kyk of ons hom deur die mak kan sleep. Kyk wie cool lyk hy daar. Not nice. Maar onder die water is daar beautiful visse. Mias 10 minute terug. Toe sê jy wil die stok uithaal. Toe sê kom ons gee hom nog 10 minute. Nog 10 minute. Tatarara, daar's 10 minute. Ja, is ook 'n mooi jong vis. Ek dink wat ons baie keer vergeet is dat baie mense wil net 'n vis vang. Net ons wil groot vis vang. Maar hierdie Bly voorreg. se plesier. Ja, en dit bly voorreg. Kom. Is onder die kabel. Hierdie stomp wat julle hier sien,
is so 'n tipe van 'n barrier hier by die Fafi. Ons gaan nou vir julle mooi wys. Aan die binnekant, hy loop so om. En aan die binnekant is dit mooi skoon. Nou hoekom sit ons hier daar nie? Want ons wil op die punt sit, ons wil die visse eers vang. Maar daar's baie mooi hengelarea daar binne. Ja, dis 'n beautiful vis. Lekker. Hier is ons tweede vis vir die oggend julle. Wat 'n pragtige, gesonde vis. Altyd lekker om hulle te vang. Ons gaan nou die asie vir julle wys waarmee ons gevang het. Ons kyk of ons 'n upgrade kan kry. So lekker soos dit is om hulle te vang. Lekker om hulle te vry te laat ook aan die skoon kant. Julle, ek gaan gou vir julle wys die hoeklink wat ons mee hengel. Nou ons noem dit 'n spinneriek en ek het bietjie 'n ander manier as om hom te bou as wat die ander ouens het. Nou wat het ons nodig? Nommer 1, ons het 'n hoek nodig. Ek gebruik sommer 'n Korda crank. En nommer 4, dan het ons 'n kieker nodig. Julle gaan sien waarvoor ons hom gebruik. Hy kom op die agterkant van die hoek. Dan het ons 'n spinner soeltjie nodig en dan hy gaan op die hoek en jou aas kom fisies op hom vas. Dan het ons 'n stopperbeat nodig. Dis daai klein groen dingetjie. En dan het ons die spinner sowel vas wat in die hoek hak en waar ons hoeklyn self aan vaskom. Dit lyk nou baie goed, maar dit is eintlik so eenvoudig om aan mekaar te sit. Kom ek wys gou vir julle hoe werk dit. Okay, so die eerste ding wat ek doen is ek vat die kieker en ek druk hom agter oor die hoek. As jou kieker nie oor gaan nie, maak hom net bietjie nat. So hy sit nou so op die hoek en ons gaan hom nou aftrek. Nou nommer 2 wat ek gaan doen, ek vat die klein ring spinner swivel en ek haak hom op dat hy so op die hoek sit. En die volgende ding wat opgaan is die stopperbeat. Nou hy het 'n gaatjie. Hy het 'n dik kant en 'n dun kant. Jy haak hom van die dik kant af na die dun kant toe in die middel van die stopperbeat. Trek hom net op die hoek. En wat hy nou gaan doen, hy gaan nou keer laat daai soweltjie met wat jou asie op gaan kry, nie gaan oorgaan nie. Voordat ons nou verder gaan, sit ons nou die spinner sowel. Hy haak net aan die agterkant van die hoek in. Dit is baie maklik om dit te doen. Haak hom in. En as hy nou ingehaak is, dan gaan ons hierdie kiekertjie half oortrek. Trek hom net saggies oor. As hy nie maklik oorgaan soos hierdie ene nou oorgegaan het nie, maak hom net bietjie nat. En daar's hy. Al wat ons nou gaan doen, dan gaan ons hengellyn hier aanknop en dis waar ek nou bietjie verskil van die ander ouens. Baie ouens gebruik 'n loop and boom. Ek is nie so mal oor die loop and booms nie. Is maar persoonlike keuse. So ek het 20 pond fluorocarbon wat ek gebruik. En al wat ek nou gaan doen, ek gaan my fluorocarbon hier deurdruk. Jy druk hom deur daai groot sirkeltjie van die spinner swivel. En ons maak net 'n Palomar knoop. En die Palomar knoop is vou die dubbellyn een keer om homself. Die hoek gaan daardeur. Die hele hoek met die swivel, alles gaan daardeur. Trek daai knoopie lekker klein. Geef hom 'n bietjie speeksel. En dan trek ons hom net lekker styf. As hy styf is, dan knip jy vir hom lekker teenoor af. Voilà. En dan om hom af te eindig, maak ons net hier op die agterkant. Ons met hom so 15 tot 20 cm en hom dalk 'n bietjie langer maak want die bodem is maar sag. Net 'n figure uitknoop, vir hom een keer om homself, trek hom terug, daar's die figure uit. Gee hom 'n bietjie speeksel en trek hom met lekker styf. Is nie nodig om hom te oormatig styf te trek nie. Die lekker ding van 'n figure uitknoop is, soos wat die vis aan hom trek, gaan hy al hoe stywer en stywer trek. En daarso is ons spinneriek, die vaskap spinneriek, so maklik soos dit. Ons gaan nou vir julle wys hoe sit ons daai asie op. Ek gaan gou vir julle wys hoe om die asie op te sit. Nou, ons gebruik ek noem dit sommer die vaskap spinneriek, want dis hoe ek hom bou. En as julle wil weet hoe om dit te doen, gaan maak 'n draai op ons vaskap YouTube kanaal en ook sommer op ons Facebook terwyl julle daar is. Dan gaan julle sien hoe hy gebou word. So, wat ek gaan doen, ek het 'n plain 2-tone pop-up waar mense die visies vang vandag.
So, ek gaan die naaltjie net saggies deur hom druk. Ons hengel met die 15 mil. En die rede hoekom ons met die 15 mil hengel, is bietjie silt, so ons wil weer met so bietjie uitstaan. Ek druk eers my naaltjie deur hom, dan gaan ek 'n stukkie bytvlos vat. Nou hierdie bytvlos is dieselfde as jou tandevlos wat jy in die huis het vir die mense wat vlos. OK, so hoe dit dan nou werk. Die vlos gaan deur die klein soveltjie se oogie. En dan gaan ons bytingnaald vat. Oepsie, dan gly hy uit. Dan gaan ek hom net so haak. En dan, ek hak hom redelik boerig. En dan al wat ons nou hierso doen, dan trek ons daai bytvlos deur die pop-up. Kyk, waar gaan hy nou deur? En dan skuif ons daai pop-up, laat hy net so op die eerste, net so tot teen die stemmetjie van die spinne ringsoveltjie gaan sit. En hierdie knip ek so bietjie korter. Ag, kom nou hak my sker. Hey man, ons is op TV ou. Alsaai. En dan al wat ons nou hierso doen, ons vat 'n lighter, nie jou vinger brand nie. Dan tap ons hom net so. En dis hoe maklik dit is om 'n pop-up op 'n spinneriek te sit. Hierdie gaan nou in die water. Wat gaan gebeur? Hy pop-up gaan hom so optel. Hy gaan so sit in die water. Hy gaan sit fisies so op die silt en as hy vis hom insuig en hy skuif daai swaarere sinker, dan hak hy hom dadelik. So dit is so maklik soos dit. Hy werk baie baie lekker. Hy gaan so sit daar. Dat ek dalk net die naaltjie so indruk vir julle wys. Hy gaan letterlik so sit op die bodem en daar's nie 'n vis wat hom gaan uitspoeg nie. Hy haak vir hom elke keer. Ek het 'n net vol visse gevang met een gooi. Kyk hierso. Dis nou die nadeel van 'n dam soos Harties. Maar ja, ek het my vis gevang. So 'n ongelukkige kleintjie. Oh, sy, trek my net nader aan. Oh, sy. Okay. Daar's my vis op 'n pop-up gevang. Big or small, we catch them all. En toe ek terugkom, toe kry ek hierdie net wat daar in die dam dryf. En ja, hele net vol vis. Ek weet nie wie se net dit is of wat dit is nie. Maar ons gaan vir hulle vrylaat. En dis die sleg ding. Daar's ongelukkig mense wat hierdie dam net en die visse uithaal. Ek gee nie om as iemand hulle met 'n visstok vang en hulle dan huis toe vat nie. Maar hierdie is net nie reg vir my nie. So ons gaan hulle terugsit. En dan as ons hier klaar is, gaan ons gou vir julle wys die voer wat ons gebruik het om daai groot visse mee te vang en ook wat jy met die voer kan doen. Ja, dit was nie 'n maklike sessie nie. Glad geweest, ja. Hoë lugdruk, baie hoë lugdruk. Maar dit is visvang op die einde van die dag. Ten minste. En dit bly 'n realiteit. So dit is maar 'n moeilike ding. Maar ek moet sê, as jy hierdie tipe visse wil kom vang by Harties en jy kom gooi 'n bietjie pap. Yes, jy gaan baie van hulle vang. Jy gaan baie van hulle vang. Die spesiehengel is nou 'n bietjie moeiliker. Maar tog rewarding, veral as jy daai groter vis. As jy geduld het om vir daai groter visse te wag. En dit lyk of hulle nou meer in die aand byt as in die dag. Dit lyk so, né? Nog in daai wintersiklus in, ja. Ja. Okay, kom ons kry daai ouetjie terug. En dan gaan ons hierdie terugkry en dan as ons klaar is met dit, dan gaan ons vir julle die voer en die goeders wys waarmee ons gehengel het en wat jy daarmee kan doen. Ja, ons is weer aan hier met 'n mooierige vis. En dit is 'n stok wat ons bietjie iets anders mee met die voer gedoen het. Ons het heeltyd met die voer gehengel met die level 5. En ons het visse gekry, maar ons baie jong visse vang. En toe vat ons bietjie chop en bietjie personal best. En ons het soms 'n bietjie net oor die voer gooi, bietjie water bygesit om geskit laat dit lekker oplos intrek. En ja, vir 'n lang tyd was dit nou stil op daai kol, maar ons het die gewenste uitwerking gehad. Hier's nou weer 'n mooi vis aan die lyn. Hy lyk soos 'n long, lean, fighting Harties machine. Mias? Kom maar gered, as hy.
Boom chakalaka. As jy nou wil sien hoe lyk 'n beseringstyd vis, dan is dit nou hier. Ons is al besig om op te pak. Well done, maat. Baie mooi vis. Weer daai plain two-tone? Oranje en geel, plain two-tone. Ja, en ek het voertjies. Ek het daai bietjie ekstra in die voer. Het dit vir ons die trick gedoen. Ons gaan nou vir die mense wys hoe lyk dit. Ons het klaar fotootjies geneem. Dankie jou Bill. Kom vang hulle. Ja. Ifafi, what a place. Baie lekker geweest, né? Ja. Netjies, die woonstel is baie netjies geweest. Alles great. Super, tops. Kry daai visie mooi terug, maat. Voordat ons tot sien sê, wil ek gou vir julle hierdie particles wys waarmee ons hengel. So dit is ons particle mix en particles is maar gekookte sade. Dit is allerhande sade. Nou wat lekker is van die particle mix wat ons gebruik, is omtrent so 15 verskillende sade in. Hier's van rooi koring in, hier's buckwheat in, hier's maples in, hier's peanuts in, hier's wit koring in. Man, hier is omtrent enigiets, hier is wit koring in, dan is daar natuurlik die wit mielies, geel mielies, tiger nuts wat die belangrike deel is. En dit is iets wat nogal redelik versatile is, Mias. As ons rode koppies hengel, meeste van die ander plekke, dan sit ons, kan jy iets by dit sit, om het vir jouself bietjie makliker te maak. Die level 5, wat ons baie keer by sit, is 'n lekker sterk mieliegeer, so sit dit in. En wat baie mense dalk fout maak wanneer hulle goed insit, een van die buitenansers of level 5 of selfs 'n dippie wat jy wil insit. Jy kan nie die goed net ingooi en dink dit gaan die beste effek hê nie. Die beste om dit maar mee te doen is wanneer jy daai dippie ingooi. Vat 'n kleiner emmertjie, skep 'n bietjie uit. Gooi so skoppie of 2 in en dan sit jy klein bietjie dip by. Bietjie level 5 of enige iets. Ons het sommer nou hier bietjie chop bygesit en 'n bietjie personal best wat ook 'n pineapple ding is. En dan gooi jy water by dit en jy roer hom aan. Los hy lekker op. Ek wil gou vir julle hierso binne wys. Julle kan sien daai water het so lekker melkerig geraak. Nou dit is van die level 5 en van die personal best wat ons so aangesit het. Ons het sommer 2 goed ingesit. En hoekom ons daai water by sit? Is sodat hy los daai dippie op. Die dippie raak 'n bietjie, hy raak sagter en dis wat jy wil hê vir die groter vis. En dan trek hy binne in die oop partikels, soos die mielies gaan hy lekker intrek en dan gaan hy daai geur afvat onder toe. En op 'n dam soos Harties is dit dalk nou nie heeltemal nodig nie, want jy kry baie keer die aandag van die jong vis. Maar op 'n dam waar daar nie baie vis is nie, waar daar groot vis is, kan jy maklik so vir jouself binne in 'n groot voerplek, 'n kleiner voerplekkie maak met hoë aantrekkingskrag en jy kan definitief die vis makliker vang. Verseker, ek het in die laaste ruk het ons ook ongelooflik baie vis gevat met daai particle mix en dan ons het letterlik 2-3 proppies op 'n 3 kg pak ingesit. Ja. Bietjie water bygesit, kom kookwater bysit ook as jy wil. Die ding is hoe meer jy insit, hoe meer is jou attraksie, maar hoe kleiner gaan die vis wees wat jy vang. Partymal vang jy die groot vis, maar ek sal sê 90% van die kere as jy meer insit, dan gaan jy die jonger vis makliker trek. Ja. Maar wanneer dit moeilik gaan, dan doen jy dit en dan vang jy vis en as dit makliker is, dan maak jy dit bietjie minder. Maar jy gaan nog steeds vis vang met dit. Ek hengel dit baie keer skoon en wat ek ook baie keer doen as ek byvoorbeeld 'n tiger nut wil hengel en ek het nie tiger nuts by my nie of ek wil 'n boon en 'n tiger nut saam gebruik, dan haal ek dit hier uit. En ek vang hiermee vis en dit gee my die selfvertroue dat die vis van hierdie goed hou. So hoe sê jy altyd match the hatch, nee? Match the hatch, man. Ja, hulle eet daai die hele dag lank so. Dan gaan hulle dit op 'n hoop eet. So maklik soos dit, ja. En dis lekker, dan kan jy 'n tiger en 'n kaboom saam sit. As jy wil, kan jy 'n maple saam met dit sit, want jy so 3 verskillende particles wat saam daar op die bodem lê. En hoe sê ons, as dit vir ons werk? Gaan dit vir hulle werk? Dit vir hulle werk. Ons sê, ja, ons is klaar met die program. Ons moet nog gaan oppak, ons moet nog gaan werk. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dankie dat jy weer saam met ons was. Baie lekker geweest, dankie julle. Hoopelik gaan ons volgende keer bietjie marries vang. Tot ziens julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Sien julle weer. Dis net ek in my sonskyn langs die water.